Sê hulle, kom sluit ons oë. Vader, dankie dat ons hier kon worship, Abba, en Yeshua, dankie dat deur u bloed is daar healing vir ons, en jy het gesê, nik maar aan die kruis, en wat beteken is klaar, en is alles betaal. En ons eer dat daar krag is in die naam, en ek bid vandag, Vader, wat daar is Sissa en Boeta is, wat dalk nog siek is, en wat dalk sit met vrees, of dalk sit met verwerping, bid dat u deur u seun sal kom, en die ruach, die trooster, so die salwing so op hulle sal uitstort, Abba, en sê vir hulle vandag, maar jy is my kind, en jou, wat ek welbehaag het, en my seun het vir jou gesterf, sodat jy kan vrykom. Dankie, Abba, vir genesing wat gaan kom, en vir juke en ketTINGs wat gebreek gaan word. Ons eer en ons vra dit alles in Yeshua se naam. Amen. Sê julle, so ons is besig met hierdie gedeelte oor gebed. En ek eer Abba, want ons het begin met hierdie Onse Vader, en hoe Vader ons kom leer het. Ek sê dit elke week, maar ek sal nie ophou sê nie, want dit is so amazing, Abba se woord is oor hierdie, dat hy 3 preke net uit die Onse Vader uit vir ons gegee het. 3 preke oor 'n stukkie versie wat so lank is. En dis so diep Abba se woord is, en dis so amazing hoe hy vir ons sê, hy het hierdie skatte vir ons, vir die wat dit soek, en mag ons net bly soek, en my vra vir daai brood, dat Yeshua is die brood, en hy is gebore in die huis van brood, en ek het nou ruk terug gepraat oor, hoe 'n krib se Griekse betekenis is om te kom eet, en hoe ons moet kom, en ons kom eet brood by Vader. Hoe eet ons van Yeshua, van sy vlees, en daarvoor is al genesing as ons van sy vlees eet, en dat ons moet verklaar deur nagmaal te gebruik. So laasweek begin oor hierdie vas, en weer eens ek gedink het gaan net dit deel 1 wees, maar ons is vandag besig met deel 2, en ons glo ons gaan na deel 3 toe gaan as dit Vader se wil is, oor die vas. En ons het sien ook dat Vader sê, net soos hy sê in hierdie, Yeshua verduidelik het in Matteus 6, oor hierdie gebed byvoorbeeld van die Onse Vader, van daar waar jy in jou geheim ingaan, daar waar jy in jou kamer ingaan, in die geheim, daar sien Abba in die geheim, en daar luister hy vir jou gebed in die geheim. Ons moet nie soos die heidene wees en op die straathoeke staan nie, maar dit keer ons nie om te gaan bid nie, maar met die regte hart. Maar Vader wil nie ons met in daai geheim, in daai afgesonderde, daai kadosh plekkie inkom by hom, en intree in gebed, en hoe hy ook ons geleer het van jy moet jouself was en skoonmaak, en maak seker as iets teen jou broer en jou suster nie, en dan kom jy voor hom, voor die koning van konings, en jy kom lê jou gebede, jy vra vir hom, jy praat met hom soos 'n pappa en 'n kind praat. Maar so het Vader ook gesê van die vas. As ons vas moet ons, en ons het laasweek gepraat daarvan, dat as ons vas moet ons dit moet ook hierdie geheim wees, dit moet 'n persoonlike ding wees by jou en Abba, nie dat jy voor almal moet nou weet jy vas nie, en weet, jy kan nie wag om vir 'n persoon te vertel van, jippie, ek is nou deur hierdie 21 dae, of ek is deur hierdie 40 dae vas nie, ek het dit gemaak nie. Dit moet 'n persoonlike ding wees. En hoe Abba gekom het en hy sê vir ons, maar my kind, as jy dit doen, moet dit persoonlik wees, en jy moet gaan, en voordat ons het laasweek gelees daarvan in Matteus 6, waar Vader sê is dat, gaan was jouself. Yeshua sê, was jouself eerste. Wat beteken, jy moet jouself gaan was jouself met die waterbad van die woord, maar as jy gaan kyk, die Griekse betekenis van daai was, beteken dit om jouself, jou emosies, jou denke, jou hoogmoed, al wie en wat jy is, jou gesig, wie jy is vir die mense daar buitekant, want ek het gesê ook laasweek, want jou gesig maak jou wie jy is, want mense koppel jou gesig aan wie jy is, daai moet jy humble voor Vader, en face to face, elpanien voor hom kom, en voor hom neerbuig, en daai gesig moet gewas word. Was jou gesig heel eerste, en toe het ons gekyk, tweedens, moet jy jou hoof salf. Salf jou hoof. En as jy gaan kyk, ons gaan stukkies stop by elke persoon wat gevas het in die woord. As jy gaan kyk hoe hulle gevas het hulle Dawid byvoorbeeld het homself, nadat hy gevas het, want ons het laas gepraat oor Dawid, van die loon van die sonde, hoe Dawid Vader sê, jy is vergewe oor die sonde wat jy gedoen het, omdat jy Uria doodgemaak het, die man van Batseba, maar hy sê daarso, jy is vergewe. Jy het berou, jy is vergewe, maar die ding is daar bly altyd 'n loon van die sonde. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is dood, daar's altyd 'n loon. Hy was vergewe, maar daar's nog steeds 'n loon gewees. Soos as jy iemand doodmaak, gaan jy tronk toe gaan, dit is jou loon.
En toe Dawid het sy loon, maar hy het nie besef, okay, nou sy loon, Nathan sê, Vader sê, jy gaan doodgaan nie, jy gaan nou, basies gaan, jy gaan, nie jy doodgaan nie, jou kind gaan doodgaan, hy het net aanbeweeg en sê, hoorie sommer, ek gaan nou, my kind gaan doodgaan, ek weet hy gaan doodgaan, is nou klaar nie, kom ons beweeg aan nie, nee, hy het nog steeds gaan vas, homself gewas in as, en vir Vader Jahwe gevra, maar asseblief, as daar genade is, asseblief, laat hierdie loon my verbygaan, maar Vader sê nee, hy het vir 7 dae het hy gevas, en gesmeek en in die as geleë, koning het homself gehumble, hy het homself gewas, hy het homself gehumble voor Vader Jahwe, en op die einde, toe sy kind dood is, toe bly Dawid nie aan om te moan en te moon en homself jammer te kry nie, hy staan op, hy was sy gesig, hy trek nuwe klere aan, hy salf sy hoof en hy gaan aan. En dit is so gelei na daai stukkie toe van die man wat by Betseba, die bad van Bethesda was. Hy het vir jare en jare daar gelê, maar baie keer lê ons in hierdie siekte elke jaar na jaar en jy kry aandag by mense as jy siek is. Dis ag sies tog, ag toe man, dan hy volgende keer weer, ek is siek, my kop is seer, dan kry jy dit. Nou die man het daar gelê, maar hoekom het hy net op die randjie gaan lê en dat hy net kan inval die volgende dag nie gekruip? Maar dis 'n lekker die aandag en op die einde van die dag het hy nie genees geword deur die engel wat inkom in die bad van bad roer nie, maar Joshua kom en hy maak hom genees en hy sê staan op en vat jou bed en loop. Dis nou klaar. Dis nou klaar hierdie. Staan op, vat jou bed en loop. En baie keer nadat ons daai deurbraak gekry het, moet ons aanvaar die loon is nou klaar en gaan aan met jou lewe. Vergeet van die verlede en strek uit na die Here wat ons in Joshua het. So hy moes homself was. En so moet ons self was elke dag met die waterbad van die woord. Efesiërs 5 wat dit sê. Ons sondes bely vir Vader Jahwe. Gebruik nagmaal as jy klaar jou sondes bely het vir Vader. Jy kan dit gereeld doen. Bely jou sonde. Want ek is geleer, in my lewe het ek altyd begin vas. Ek sê, okay, Abba, ek gaan die volgende dag gaan ek begin vas. Ek gaan kos weghou, miskien nog koffie, dis hoe ek dit gaan doen, en dan begin jy met jou vas. Maar wat van bely jou sondes eers, was jou gesig, salf jou hoof, want dis belangrik om, as jy salf, verklaar jy dat jy is 'n koningskind, en dan kan die vyand jou aanval nie, want ek het laasweek gepraat daarvan, die probleem is ons vaste gou ons salf nie, en wat gebeur as jy vas, die vyand kom vir jou, en hy looi jou, as jy vas, salf jou hoof, verklaar, jy is 'n koningskind, gered deur Joshua, salf jou, dis belangrik. Ons het ook gepraat van Jesaja 58, wat Jesaja verduidelik oor die vas. Wat Vader eintlik sê is, maar as jy vas my kind, as jy kyk vir die arme, as jy kyk vir die hulpelose, dit is eintlik 'n vas. Dis eintlik hoe ek wil hê. As jy kyk na die arme, is dit vir my soos 'n vas. As jy jou kos, wat ek vandag van gaan praat oor, as jy daai kos weerhou, daai vark wat vir jou mooi op die tafel lê, so smaal met aartappels en goeters. As jy dit weerhou, is dit vir my soos 'n vas. Want jy vas, het jy geweet, jy vas as jy sê nee. Jy weerhou jou mond van dit. En dis belangrik, dis hoe die vyand dit laat gaan vandag. So vandag wil ek aangaan. En ek eer Abba vir die vars manna hoe hy ons leer en meer leer dieper in sy woord. Een van die vrae wat die mense meeste tyd vra is oor die vas is, hoeveel keer moet ons vas? Hoeveel keer? Wat moet ons eet as jy vas? En dit is, ons ken dit in dele en mag Vader se woord, en dis kom Abba vir ons hierdie prente, hierdie beelde gee, en dan die skadu's wat volg jare na dit, om ons te kom leer. Ons te kom leer hoe die mense gevas het. Wat het hulle gedoen? En dis kom ons by elke persoon gaan stop en gaan kyk. Nou Paulus het in daai tyd dieselfde vrae het die mense gehad met Paulus se tyd. En hulle het dit was erg geweest daai tyd. Erg oor kos. Oor wat se kos moet ons eet? Wat se kos mag ons nie eet nie? En Abba het my nou die aand toe vra, met wie moet ek heel eers begin? Abba maak my wakker en sê begin met Daniël. Daniël is 'n perfekte voorbeeld van vas, maar Daniël het gesukkel met klomp dinge en Paulus hulle sukkel met dieselfde oor die kos. Maar saam met die kos was ook die vas daar gewees. Want daai tyd het hulle meer as een dag gevas en daar's 'n dispuut gewees tussen die Boetas en Sissas.
En die probleem is, as daar dispuut is, as daar 'n geskil is oor iets, kan dit op die einde van die dag dalk lei dat mense seer kry in die bediening. En dis belangrik, dat mag Abba ons leer hierso. Want mense wil deesdae te gou klim op sekere goeders. Te gou, hoe kan ek al nou gesê is, hulle wil die minder belangrike dinge as belangrik ag. En die belangrike dinge as minder belangrik. En dis die ding, so ons moet kyk na wat belangrik is. Alles is belangrik, maar wat is die belangrike goeders? Dat ons nie dit mis nie. Romeine 14 vers 5 sê, en een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van die Here nie. En wie eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie tot eer van die Here. En hy dank God. Hier kom, sê Paulus, hy bring ewe skielik al twee sake uit. Dit was iets die probleem oor die vasdae gewees en die probleem oor die kos. En hy praat oor dit, hy sê, daar was 'n geskil gewees, want oor die tyd gewees, want daai tyd het mense tot 2 keer 'n week gevas. Daai tyd. So daar's byvoorbeeld 'n maandag en woensdag mense gewees en die donderdag en vrydag mense. Nou al hierdie mense sit in 'n een vertrek. En hulle het hierdie geskil oor watse dag moet ons vas. Maar die punt is, hulle het gevas daai tyd tot 2 keer 'n week. Van ons mense vas, as ons nog moet vas, die mense deesdae vas nie meer nie. Maar vas tot nie eers 2 keer 'n jaar nie. Daai het hulle 2 keer 'n week gevas, maar dit het dalk soos 'n tradisie geword, dink ek. Alright. So die probleem is oor die vasdae, van watse dag is die vasdag? En dan ook die kos. En Paulus sê vir hulle, let wel, hy antwoord daarso vir hulle oor die kos. Maar dit is baie belangrik om hierdie stukkie te kan verstaan. Want die meeste mense haal Romeine 14 aan en sê ons kan nou vark eet. Baie mense haal dit aan en sê kyk. So hou dit nou net voordat ek begin met hierdie gedeelte, is dat hy praat nie oor vark wat kos is nie. Hulle daai tyd het hulle verstaan wat kos is. Vark was nie gesien as kos nie. Asseblief, is baie belangrik. Hulle het geweet wat was kos gewees. Paulus het geweet wat rein was en onrein was. Hy was 'n hoogsgeleerde gewees, onder Gamaliel, hy het geweet. Ek dink Paulus sou jou geblaai het as jy met 'n stukkie bacon voor hom kom sit en eet het. Hy sou dit nie gelike het nie. Hy sê jou reguit daar gesê, luister, wat doen jy? Gaan uit. So baie mense lees die gedeelte uit gebrek aan kennis en quote uit konteks. Die gedeelte gaan oor die mense wat na die Sabbat, want dis wat hulle gedoen het, en is actually as jy gaan Handelinge 13 gaan lees, is dit waar Paulus gaan sit in die sinagoge op die Sabbat. Vir die wat dink dat ons hoef nie meer die Sabbat te doen nadat Yeshua opgevaar het hemel toe nie. Handelinge is nadat Yeshua opgevaar het. En Paulus gaan sit in die sinagoge op die Sabbat. En hulle luister na woord, luister na die wet en die Torah wat gelees, die profete wat gelees word in die sinagoge. Maar wat hulle gedoen het daai tyd, na die tyd, daai aand, wanneer die eerste dag aangebreek het hulle gegaan en hulle het kerk gehou, as jy so kan sê. Hulle het by mekaar gekom en Bybelstudie gehou, hulle het by mekaar gekom en hierdie gedeeltes bespreek. Dit was nou die mense gewees wat messianics was, wat Yeshua aanvaar het, dis hulle. Hulle het by mekaar gekom, maar terwyl dit gedoen is, het hulle hierdie geskille gehad, vrae gehad, en Paulus was daar gewees om hulle te antwoord. En dis die aand wat hulle by mekaar gekom het op die eerste dag. Mense kan enige dag by mekaar kom, mense kan enige dag kerk hou, as mens so kan sê. Maar die Sabbat bly die Sabbat. Die Sabbat bly die Sabbat. Alright, so hulle het op die eerste dag by mekaar gekom om hierdie geskille Bybelstudie te hou. Alright. So daai tyd met die by mekaar kom het hulle, soos ons doen vandag, geëet. Hulle het daar's kos gewees, hulle het hierdie tafels gedek, hulle het gesels oor die woord en hulle het geëet. Kos is nog altyd hierdie fellowship, is hierdie eenheid om kos. En dit is hoekom dit so die vyand die meeste aanval, want tot in van die tuin van Eden af het gegaan oor kos. En dis altyd hierdie kos, en hierdie vyand hierdie kos korrup.
So het geëet aan tafel, en dan het die geskille ingekom oor die vasdag, oor wat se dag is die regte vasdag, maar ook oor die verskillende kosse. Om te verduidelik, by die stad daai tyd, was daar soos 'n oop slaghuis. Nou die mense het daar so gegaan en hulle het, jy kon gaan vleis koop het, om nou die aand te geniet, of wat ook al. So die mense het gaan vleis kry, en gaan groente kry, en gaan brood kry, wat ook al gekry, en dan het hulle die aand, as hulle by mekaar gekom het, na die Sabbat, het hulle dan by mekaar gekom, 'n stukkie daar behandel, soos ons vandag gaan doen, en dan na die tyd het hulle gesit en eet. Alright. Maar daai tyd was daar gewees, die Jode, wat kosher vleis gehad het daarso. So daar was vleis gewees, wat volgens die Jode, volgens Vader se wet, die vleis wat reg gesny was. Byvoorbeeld, Reino kan ons verduidelik daarso, dit praat vir hom Christus, dat hy weet het, maar dit is soos hy moes gesny geword het, en hy moes uitgebloei het, byvoorbeeld. Dit was die manier gewees, die bloed moes op die grond geval het, en in die grond gewees het. So dis wat hulle gedoen het, so daar was kosher vleis gewees, dit het die Jode gebruik by die tempel. Alright? Om al die offervleis byvoorbeeld wat daar gebruik is, het hulle dan die Lewiete gegaan en hulle het van die vleis verkoop. Want daar was obviously baie vleis. Wat het op Pesach was daar 144.000 lammetjies. Wat hulle sê volgens geskiedenisboeke. Nie wat ek sê nie, volgens geskiedenisboeke. Nou imagine jouself 144.000 lammetjies. Gaan jy Lewiete alles opeet? Nee. Hulle het gegaan en dan het hulle die vleis, die offers verkoop, want Abba sê, julle is my erfgename en julle sal gesorg wees. So hulle dan, obviously het hulle dan die vleis verkoop, daar buitekant, op die markplein soos ons ken vandag. Alright? En dan was daar ook die heidene, want nou daar was heidene ook gewees, wat hulle offerkos verkoop het, by dieselfde plein. So wat die heidene gedoen het, hulle het gegaan, en hulle het gaan na die tempel toe, dan het hulle die kos geoffer aan hulle afgod, en dan het hulle heel dag daar gespandeer, en dan die vleise wat daar ook oorgebly het hulle verkoop op die plein. Alright, so, dis moeilik gewees, dus soos vandag as jy in die slaghuis instap, jy weet vark is daar, en daar is die skaap, en daar is ons die bees, of die hoender, of wat ook al, maar, daai dae kon jy nie fisies, jy kan vandag sit, kan jy daar probeer uitvind, wie is die eienaar van die slaghuis, wat ook al, maar daai tyd het hulle nie geweet wie se eienaar, daar was net vleis gewees, en groente, soos 'n mark gewees, soos 'n vloeimark gewees. So, die geskil was gewees aan tafel, waar hulle gesit het daarso, nadat hulle nou seker obviously nadat hulle die stuk behandel het, waar die geskil gewees oor is hierdie kos reg wat ons kan eet, want ek dink daar seker is Boeta, jy het nou daar by daai heidene gekoop, en jy het nou hierso, jy het by die Jode gekoop, jou vleis is reg, daar is 'n geskil gewees, een tafel met verskillende vleise, let wel, nie vark nie, vark was nie gesien as kos nie, en ek gaan die hele tyd noem wat dat mense hierdie stuk verstaan, dan gaan dit heeltemal uit. So, Paulus antwoord oor die dag en oor die vleis, hoor gou hierso, laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. En dis so mooi, laat Ruach jou lei. Laat Ruach jou lei oor daai vleis. Dis wat Paulus sê. Maar moet dan nie jou broer judge nie, oor die dag of die kos nie. Vers 13 sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus, dat niks op sigself onrein is nie. In Yeshua is niks onrein nie. Maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Kos asseblief, nie vark nie. Ek gaan dit heeltyd sê, dat ons net hierdie ding vashou. Want vark was daai tyd nie gesien as kos nie. Okay. En volgens Jahwe is dit onrein. Okay. As Vader Jahwe sê, vark, jy's onrein, dan bly jy onrein. Niks en niemand, ek gaan nou 'n ander vers ons het, kan daai vark rein maak nie. Klaar. En as Vader sê, daai bees en daai skaap is rein, dan bly hy rein. Nie eers 'n afgod kan daai ding onrein maak nie. Klaar. Dit moet ons verstaan. Okay. So Paulus verduidelik dit hierso. Alright. Lees vers 15. Maar as jy jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Yeshua gesterf het nie. In ander woorde, dit was die probleem gewees. Ek dink daar was mense gewees daai tyd wat, kyk, jy eet vark,
ag nee varkie, jy eet onrein kos. Klaar, want jy het by die heidenisse kos gaan koop. Maar my kos, ek het by die Jode gekoop. My kos is reg. En Paulus sê hierso, moenie jou broer laat struikel deur jou kos nie. Moenie voor hom eet nie. Vers 16 sê, laat dan van die goeie wat aan jou behoort nie kwaad gespreek word nie. Want die koninkryk van God is nie oor spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najag wat die vrede en onderlinge stigting dien. Moenie worry oor jou kos nie. Moenie worry oor daai kos nie. Dit is belangriker dat jy Vader se koninkryk vergroot, dat jy disippels maak van mense. Dit is belangriker as om 'n geskil te hê of jou kos van 'n afgod af is of van 'n Jood af is. En dan baie belangrik vers 20 en dis 'n baie belangrike vers vir ons almal vandag. Vers 20 sê, maak hom 'n hoofletter daar in jou woord. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Moenie. Yes, nou spraak van voedsel, nie van vark nie. Soos my konteks verstaan. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem nie of struikel of waarin hy swak is nie. Het jy geloof, vra Paulus, behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof uit is nie, is sonde. Paulus sê so, as jy nog steeds gaan twyfel, is jy swak. Ek het iemand gehad wat vir my ruk terug gesê het, is Yeshua se bloed vir jou genoeg. Dis belangrik. Is wat hy kom doen het vir jou genoeg. En ek gaan 'n gedagte los daar, so ons gaan nou verder op praat. Alle kos wat Vader Jahweh rein verklaar, bly rein. En 'n afgod kan dit nie onrein maak nie. Kos wat aan 'n duiwel geoffer is, kan nie onrein word, wat in danksegging ontvang word nie. Dis wat Paulus sê. Vader Jahweh is sterker as daai duiwel. As hy sê dis rein, dan is dit rein. Maar Vader wil wel hê dat ons moenie op sy tafel sit terwyl hulle die offer aan die duiwel doen nie. Dis waar die verskilling kom. Want daar's 'n konteks omtrent dit, omtrent hierdie stuk. Want die Torah is daar duidelike bevele, die belangrike goeders vir die bruid. Vader se wet sê, moenie dit doen nie. Dan doen ons dit nie. So byvoorbeeld, hy sê, jy mag nie vark eet nie, dis onrein, punt. Daar's nie van, kyk nou eers waar hy geoffer is, of vir wie hy geoffer is, of wat ook al nie. Hy sê, moenie hom nie eet nie. Hy's onrein, klaar, punt. Daar's 'n punt daarso. So daar's, stem julle saam, daar's niks konteks omtrent daai gedeelte nie. Daai is duidelik. Alright. Maar dan is daar ander bevele in die woord wat konteks het, in Vader se wet. Net soos ons konteks in die Nuwe Testament kry ons konteks in Vader se woord. Byvoorbeeld, jy mag nie moord pleeg nie, sê die wet. Okay? Maar as iemand gesondig het, hy het saam met daai vrou geslaap, dan kan jy hom stenig. Dan kan jy moord pleeg. Alright? Is daar nie 'n konteks nie? Hulle moes die persoon doodgooi met klippe. Selfs as jy die Sabbat ontheilig het. Die ou wat gaan hout optel het, hy is doodgemaak. Alright, so daar's konteks om te verstaan. Daar's baie dinge van konteks in die Torah ook. En is belangrik dat Vader ons leer. Vra vir Roag om dit te wys. Maar my punt is, sê Vader direk in die wet dat ons nie mag afgodsvleis eet nie. Ons praat nie van vark nie. Sê hy direk ons mag nie afgodsvleis eet nie. Punt. Sit er 'n punt daarso. Jy mag nie afgodsvleis eet nie, punt. Nee. En dis waar dit verduidelik word, en dis wat Paulus vir ons mooi kon verduidelik weer in die Nuwe Testament. En dis baie keer dat Yeshua
vat die stuk van die wet van die, as jy egbreek pleeg, hy het dit kom verduidelik in die Nuwe Testament. Hy het dit actually kom erger maak. Okay? Want kyk, as jy gaan lees, Eksodus 34 vers 15 staan daar, sluit tog nie 'n verbond met die inwoner van die land nie, as hulle agter die gode aanhoreer en aan hulle gode offer. Sal hy jou uitnooi, let wel, uitnooi en jy sal van sy offer eet. Met ander woorde, kom kuier by my huis. Kom na my tempel toe en hierso kom jy en ons gaan gou-gou aan die afgod offer en dan gaan ons lekker eet na die tyd. Verstaan? Daar's nie van Vader sê jy mag nie die afgodskos eet nie, punt nie. Hy sê vat dit verder. Hy gaan aan die tafel sit. Vers 16, en jy sal van sy dogters neem as jou seuns, en sy dogters sal agter hulle gode aanhoreer, en jou seuns agter hulle gode aan laat horeer. Hulle gaan agter hulle aan. Alright. Daar's 'n klem. Die klem is nie oor die afgodskos nie, die klem is daar so sê Vader, jy moenie na hulle tempel toe gaan en daar gaan afgodskos eet nie. Dis die klem van die hele stuk daarso. Numeri 25 vers 1 sê, toe Israel in Sittim gebly het die volk begin horeer met die dogters van die Moabiete. Vers 2, en het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi. En die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. Sien julle die klem is daar so, gaan na die tempel toe en gaan buig daar voor hulle neer. Vader sê nie, die klem is nie, van Vader bedoel, sê nie, hoor jy mag nie afgodskos eet nie. Hy sê, pas op om na hulle toe te gaan. Vers 3, en so het Israel hom dan gekoppel aan Baal-Peor en die troon van die Here het ontvlam teen Israel. Okay. Die wet sê nie uitdruklik, jy mag nie jou afgodskos, en julle almal weet van wat se afgodskos ons vandag kry, ek gaan nou naam sê nie. Mag hom nie in jou huis inbring nie. So moet nou nie by die winkel gaan staan en elke produk gaan kyk en sê of daar staan, daai naampie op staan daarso nie. Want jy gaan heeldag besig wees en jy gaan nie kan sonder dit wees nie. Wat jy in jou huis inbring nie. Nee, die wet sê ons moenie gaan na 'n plek toe waar die offer gedoen word nie, dis vir Vader die grief. Dit is hoekom hy dit sê. Want dan koppel jy jou aan afgodsdiens as jy aan daai tafel sit. Nie jou eie huistafel in die huis nie, as jy na daai tafel gaan sit en daarso die afgode bedien. Maar die tafel en beker in die afgodstempel terwyl hulle offer en liefdespelle doen. Wat sê Paulus daarvoor in die Nuwe Testament? Kom ons lees. Want Paulus verduidelik hierdie ding, want dit was vir hulle moeilik, want onthou net, hulle het geweet wat die Torah sê. En hulle was die mekaar gewees van hierdie afgodsvleise en al die dinge, en Paulus kom verduidelik vir hulle. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 16, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Yeshua nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Yeshua nie. Jy het gepraat van die nagmaal. Ook as ons sit aan die tafel en eet, en Vader dank daarvoor. Omdat dit een brood is dit ons almal een liggaam, wat ons het, almal deel aan een brood. Let op Israel na die vlees. Het die wat die offers eet nie gemeenskap met die altaar nie. Sien jy, hier kom sê dit. Het die wat die offer eet nie gemeenskap met die altaar nie. Ek gaan nou verder verduidelik. Hy quote hier so in Numeri 25. Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is? Of dat 'n afgodsoffer iets is? Hy vra en antwoord, nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan die duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Hier praat hy oor die tafel. En die beker wat op die tafel is. Alright, so hier word gepraat oor die tafel. Nou, dit is belangrik die tafel beskrywing te verstaan.
En Paulus kom verduidelik die konteks, die verse in die Torah. As jy as 'n kind van Vader Jahwe dink aan 'n tafel, dink gou 'n bietjie. Hoe sal 'n kind van Abba Vader se tafel lyk? Mooi rein kos, brood, wyn op hom, nie brandewyn nie. Wyn. En gesellig. Ons het dit nou laas Saterdag iets beleef met die mense wat heel Saterdag was. Daar was heeldag net hierdie vreugde en joy gewees. Jou gesin saam met jou, gesellig om tafel. Ek meen ons almal beleef dit om tafel te sit. Die tafel waar Paulus sê, julle eet brood en drink wyn en word een met Yeshua. OK? Nou hoe dink jy gaan 'n tafel van die duiwel lyk? Ek het 'n bietjie my kop laat gaan en jy's en daar dink dadelik die tafel, dis definitief die tafel in my huis nie. Alright? Maar wel 'n tafel by iemand se huis. OK? By iemand. Ek sê nou nie wie nie, by iemand se huis. Alright? Daai tyd was dit die tafel gewees by die afgodstempel. Alright? Waar hierdie heavy musiek gespeel word, hierdie rock musiek. Imagine yourself, jy sit aan daai tafel, okay? En ek weet nie hoekom, maar ek sien die hele tyd hierdie vark, wat so op daai tafel lê met 'n klomp aardappels en goeders om hom. En dit lyk soos die duiwel se tafel daai, alright? En dan mense wat syp en rook en speel grappe vertel, nie bid voordat hulle eet nie. Selfs slegte grappe en dan soos hulle daai tyd gedoen het nog slegte seksuele dade gedoen na die tyd. En dit is wat in Paulus en hierdie en dronk word en uitpaas. Dit is die tafel van die duiwels. En Paulus sê ons moet verseker wees dat ons nie aan daai tafel gaan sit nie. Nou daai tyd in Romeine, en dit is wat Paulus skryf, die brief aan Romeine, was dit so gewees. Dat so, die Romeine het daai tyd dieselfde, wat hulle gedoen het, die Romeine, daai tyd het hulle hierdie tafels gehad by die tempels, en hulle het hierdie dade gedoen, en dit was hierdie afgodskosse gewees, en al die goeders wat hulle op het gehad het. Een van die feeste byvoorbeeld soos Easter, Istara, was duidelik het gewees. Istara het hulle gegaan en het hierdie offers gedoen aan die afgode, en dan het hulle hierdie fertiliteit byvoorbeeld gehad, wat hulle hierdie eiers geverf het, en dan het hulle met Istara het hulle hierdie rikonasie van Nimrod in Talmoes het hulle gevier in 3 dae, wat hulle gedoen het, en dan het hulle ook hierdie seksuele goeders gedoen, wat baie erg was op hierdie Istara. So dit kom alles van die Romeinse ouens af, want dit is oor jare, maar hulle het dit verder gevat, wat hulle gedoen het, en Paulus vertel vir hulle hierso, hierdie stukkie van in Romeine, waar julle moenie na die tafel van die duiwels toe gaan nie. So, of dit nou by die tempel was, en of dit nou by die huis was, dit gaan oor die onderskeid oor daai tafel, verstaan jy, want ek glo jy duidelik, dit is nie noodwendig, jy kan enige plek sit, van die Chinese, ek meen wat Baal, weet hulle het een dag wat hulle actually hierdie kosse offer aan die Baals, en selfde met hierdie daar's nog ander hierdie ouens in Brazil wat hierdie dag van die dode vier, en dan eet hulle ook kos, verstaan jy? So dit is hierdie dit is oral is hierdie afgodskosse wat gegee word. So jy kan enige plek kan jy sit en aan daai tafel, dit gaan oor daai tafel, dit gaan oor wie daai wat op daai tafel aangaan. Verstaan jy? Want oralste was dit hierdie afgodsdiens gewees wat hulle gegee het op die tafels. So Daniel het dit ook besef en hy het hierdie probleem gehad want hy kon nie ingaan, die koning sê jy moet kom eet en ek gaan nou daar praat. Maar vers 20 sê wat Paulus hierso verduidelik is, of wil ons ywer van die Here opwek, is ons miskien sterker as hy, die Christelike vryheid, die liefde, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Hier sê Paulus wat ons moet en mag eet, nadat hy die tafel verduidelik het. Vers 25. Eet alles, wat in die slaghuis verkoop word. Ek dink hierso sê mense, yes. Sonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Okay, terwille van jou gewete, dit is baie belangrik. Onthou net, daar was nie in die slaghuise daai tyd vark gewees nie.
Hulle sou die slaghuise afgebrand het, as jy vark en jou slaghuis gekoop het daai tyd. Alright, so, dit praat oor die vleis. Gaan nou die slaghuis toe en moenie gaan te veel vra nie terwille van jou gewete. Maar ons praat hier oor kos, ons praat oor afgodskos, nie oor vark nie. Terwille van jou gewete. Daar sal nie varkkoppe verkoop geword het daarso, of bacon, of allerlei varkworsies nie. Nee, die slaghuise daai tyd, hulle het nog, daai kos, dit was nie gesien as 'n kos nie. Hulle sou die slaghuis afbrand. So hier word sê die kos wat die Jode geslag het, en ook die kos wat dalk 'n afgodoffer waarvan jy nie geweet het nie. Dit was die slaghuis. Dit was nie fisies het gestap in 'n plekkie met klomp yskaste en hierdie dit was oop gewees. Dit was die slaghuis gewees van daai tyd. Hulle het die vleis van die tempeloffers wat oorgebly daar verkoop en ook die vleis van die heidene. En Paulus sê, jy moet nie eers navraag doen nie terwille van jou gewete. En hy verklaar iets in vers 26, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. En as een van die ongelowiges julle nooi en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word sonder om navraag te doen. Terwille van die gewete. Terwille van die gewete. Maar as iemand aan julle sê, dis 'n afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, sê hy. So hier verduidelik Paulus, as jy weet, die vleis is van die afgodsoffer, dan sê hy, moet dit dan nie eet nie. Vir jouself. Nee, dis dieper. Hy sê nie, jy self mag dit nie eet nie. Ek glo, hy verduidelik dit bo. Maar as jy gaan, dit gaan oor Boeta en Sissa wat jou nooi. Dis die belangrikste, want hy sê so, terwille van hom wat dit te kenne gegee het, en terwille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. So hier herhaal hy weer die standpunt om het te verstaan in vers 29, ek bedoel die gewete, hy sê weer eens, ek bedoel die gewete, nie van jouself nie, maar van 'n ander, want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag en nie my eie veroordeel nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Dit gaan meer oor die koninkryk van Jahwe as gestrydery oor kos. En ons moet 'n danksegging aanvaar, want Vader Jahwe, Paulus sê hierso, moenie eers worry oor wat in die slaghuis gekoop word nie. Dit is belangriker dat jy die koninkrykswerk doen, want as jy dit in danksegging aanvaar, Vader sê, daai vleis wat rein verklaar is, kan nie onrein gemaak word deur 'n afgod nie. Hy is, en wat Vader rein verklaar, soos jou bees, jou skaap, kan niemand onrein maak nie, nie eers 'n afgod nie. 1 Korintiërs 8 vers 4 sê, want dan, wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. So Daniel het dieselfde probleem gehad, die verskil is net, is dat Daniel het nie gegaan na sy eie huis toe en daar geëet nie. Hy moes aan die tafel gaan sit het, hy moes aan die tafel van die duiwel gaan sit het, want die koning het hom beveel om aan die tafel van die duiwel te gaan sit. Want aan daai tyd as jy gesê word, kom eet by my, en die Persiese konings was so gewees, as jy moes kom eet het by daai koning, en jy het geweier om hom te eet, kon hy jou doodmaak. So hy het 'n keuse gehad, en daai tyd was dit so gewees, as jy kyk na die geskiedenis van Babylon, het hulle verseker afgodskos gehad op die tafels, maar daar was ook vark. Hulle het juis teen die Levitikus 11 wet van Vader Jahwe, het hulle gerebelleer. Hulle het vark daar opgesit. Daar was kreef, daar was jou prons, was daar op daai tafels gewees. Gaan kyk na die geskiedenis van wat hulle gedoen het. Hulle het gedrink, hulle het al die goedes gedoen. Daniel het gesit met die probleem, want die koning sê, ek moet nou gaan sit aan die tafel. En anders kon hy sy lewe verloor. Maar die vraag is, het Daniel vasgehou in Vader Jahwe se woord, waar Vader sê, jy mag nie
daai vark eet nie. Daniël 1 vers 12 sê, stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef. Want hy het hierdie ding gehad en Vader gee vir hom die wysheid om hulle te sê, maar doen dit eerder so, kom ons probeer dit. In plaas om te sê, nee, maar ek gaan nie. Stel hulle die proef en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaar soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle het 10 dae lank op die proef gestel. Vir 10 dae lank het hy die groente geëet en water gedrink. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende van hulle spys en wyn wat hulle moes drink weggeneem en hulle het groente gegee. Hulle groente gegee. So mooi kom gee Vader vir hulle guns. Abba gee vir my wysheid vir Daniël, dat Daniël hierdie voorstel maak en hulle laat ons hierdie groente eet en julle eet daai afgodsvleis en die vark en al daai goedjies aan die duiwel, tafel van duiwels, let wel, alright? Eet dit daarso, ons gaan groente eet en op einde het hulle gesigte meer gegloei. Het hulle beter gelyk en daarso kom vat die huis eienaar dit weg en sê hoor hierso, van nou af kan julle net groente eet. Daar's die storie gesort. Hulle hoef nie meer te worry om aan die tafel te gesit van duiwels nie. Dawid het seker Daniël het seker daar gesit en sy groente, sy aardappel geëet terwyl hulle nou al hulle vleise en dinge geëet het. Vader kom gee vir hulle guns. Omdat hulle gehoorsaam was. Omdat hulle gehoorsaam was. En dis ook baie keer Daniël vas doen mense met die groente. As hulle vas, want dit is nie die vas gedeelte in Daniël 1 gewees nie. Maar Daniël 10 kom praat, Daniël 9, Daniël 10, word die vas, wat ons volgende week gaan praat oor die vas vir die volk. En dis hoekom baie mense vandag sê, as ons 'n Daniël vas doen, dan eet jy net groente en drink water. Die vraag is, Boeta en Sissa, gaan jy die kos weier as dit vir jou gegee word? As jy genooi word na die tafel van duiwels, as jy gedwing word om daar te kom eet, gaan jy dit weier? Gaan jy daai worsbroodjie met vark in weier as iemand dit vir jou gee? Miskien by 'n familiebraai? As daai wors daar so lê, as jy by familie is, gaan jy weier en sê nee, ek gaan nie, jammer, ek kan nie daai worsbroodjie eet vandag nie? Soos 'n Daniël? Of gaan jy 'n kompromis sluit? En sê nee, maar vandag sal ek dit doen. Daniël het geweier, al sou dit sy lewe kos, en hy het guns gekry by Vader Jahwe. Hy het vasgestaan op Vader se woord. Daniël het gevas na dit. Net so mooi, Vader, hy kon kon hy 'n kompromis gesluit het. Daniël kon kon hy gesê, man, ek gaan maar saam met die tafel, ek gaan op die tafel sit en ek gaan daai goeders eet vandag, want ek kan my lewe verloor. En dan sê die vyand hom gekry het en hy so swak geword het, Daniël. Maar Daniël, net na Daniël 10, kom begin hy vas vir die volk. Sien julle as Vader hom geseën, hy begin vas vir die volk, waar die vyand hom kon swak maak met die kos. Hoe sou die vas dan uitgedraai? Sou hy gevas het? Hy het vasgestaan. En het jy geweet dat in die tydperk toe Daniël gevas het, was juist die 70 jaar van ballingskap wat hulle gehad het in Babylon. En is so lekker, Jeremia sit daarso en hy het die keuse van die kos heel eerste. Tweedens het hy daai keuse van vas vir die volk. En maar, Abba is so amazing, dat hy kom gee vir Daniël, en hy sê in Amos 3, hy sal alles aan sy profete vooraf wys. Hy wys dit, deur die profete, wys hy vir sy kinders, gee hy vir ons woord, wys hy vir ons tekens, wys hy vir ons dinge wat kom. En hier sit Daniël in Babylon, en hy weet nie van, hy weet, maar imagine as iemand anders was, wat nie die woord gelees het nie, van, okay, ons is nou hier so in Babylon, ons gaan ons hele lewe lank in Babylon wees, dis nou verby met Israel, en ons gaan nou, miskien moet ek dalk maar aanvaar om hierdie kosse te eet, want ek kan nie my hele lewe lank net aardappels en kool eet nie. Maar hy sit met hierdie belofte, hierdie vooruitsig wat hy het, wat Vader Jahwe vir hom kon gee, van Daniël, moenie worry nie, jy is in Babylon, maar is net 70 jaar. En dis waar Jeremia, want hy praat van Jeremia,
wat kom praat het, en Jeremia het al klaar geprofeteer, so Daniel lees die boek van Jeremia. En hy lees dat Jeremia 29 vers 10 staan geskrywe, want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee, en dan julle my goeie woord vervul, op julle na hierdie plek terug te bring, want ek weet watter gedagtes ek kan gaan en julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, en om julle 'n hoopvolle toekoms te gee, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Hoe baie keer kyk ons nie hierdie stuk van Jeremia 29 vers 11 nie, maar ons vergeet waar gaan dit. Ons vergeet dat dit is Daniel wat daai nodig gehad het op stadium in sy lewe. Die hele Israel volk het daai van jy gaan 'n toekoms hê. Jy gaan voorspoed hê, Israel. En ek sal en julle sal my soek en vind, en as julle my vra met my hele hart, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander en julle versamel uit die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here. Dis vir ons ook hierdie. En ek sal julle terugbring na die plek van waar julle uit ballingskap weggevoer is. En so weet ons, Jesegiel praat van 37 praat van die 2 huise wat weer gaan terugkom. Hy het daai hoop gehad. Vader gee deur die profeet Jeremia hoop vir Daniel. Daniel sit daar so en hy hou vas daaraan en hy weet Vader het gesê ons gaan net vir 70 jaar daar wees. En hy hoop. Hoekom? Hy is Godvreesend gewees. Hy het vasgehou aan Vader se wet. Hy het vasgehou aan sy woord en hy het sy Bybel gelees. Hy het sy woord gelees. Daai het ons nog nie Bybel gelees nie. Hy het die woord gelees. Here, wat Jeremia gesê het. Hy het gesê, Vader, ek weet, U sê, my hart gaan uitgaan vir julle. En dis toe hy begin vas vir Israel. Hoe hy 21 dae lank vas. En het Vader se wil gaan ons volgende week praat daaroor. Oor Daniel 9 en Daniel 10. En kyk hoekom hy gevas het. Hoe Vader vir hom 'n engel gestuur het. Hoe Daniel, Esther, Nehemia, Esra almal gevas het, nie vir hulle self nie. En dit is presies wat Jesaja sê in Jesaja 58, nie vir julle self nie. Het gevas vir die volk. En nu doen ons dit nog vandag. Ek sê laasweek, vas jy nog vir die bediening? Vas jy nog vir jou botas en susters daar buitekant? Het jy al een keer hierdie jaar gevas om net dankie te sê vir Abba? Net om dankie te sê. Maar as daar 'n probleem in jou lewe is, soos finansies en siekte, dan vas ons vir jouself. Maar Daniel en Esther en almal, Nehemia het almal gevas vir die volk. Dis wat so mooi is. Maar ons is so baie keer me, myself en I. Maar hy is so swak geword het, Daniel, as hy daai kos geëet het, as hy daar besluit het, maar ek gaan val. Hoe getrou bly jy, Boeta en Sissa? Is jy soos 'n Daniel? Gaan jy sê nee? As for me, my house, we will serve the Lord. Jammer, Vader Jahwe sê, hierdie borsbroodjie is nie reg nie. Punt. Want die mense gaan jou haat, hulle gaan jou spot. Hulle gaan sê, jy's 'n Jood. Of 'n Moslem. Hy het tot die dood toe vasgestaan het op Vader Jahwe se wil. Al is daai prons en kreef lekker, en glo my, dit lyk altyd lekker. Die vyand gaan dit vir jou lekker maak. Die vyand gaan heeltyd hierdie advertensies van kos op die borde sit, juis om te keer dat jy nie moet vas nie. Dis wat hy doen, dis sy taktiek. Daai ration en chips. Paul het my nou die dag gelei, en daai ration, besef jy daai ration, daai ration, daai vark ration wat daar gebraai word in daai olie. Daai chips word na die tyd daarin gebraai. Kyk, slapchips was lekker vir my gewees. Maar waarin word daai slapchips gebraai? In 'n ration se olie. Ons moet versigtig wees, mag Abba ons lei, en ek eer Abba na hoeveel jaar kom sê, maar hoorie sommer, jy wil nie vark eet nie, maar wat nou van daai chips wat in daai olie gebraai word? Vader, so druklik, jy mag nie eens aan die karkas raak van daai vark nie. Bid jy nog vandag, voordat jy eet? Ontvang dit in danksegging. Brugata Adonai Elohinu, Malecha Ha'olam, mag U naam geseënd wees. Of net maar Brugata. Mag U geseënd wees, U wat vir my voorsiening gee vir hierdie lekker kosie, wat U gesê het is kos en rein. In danksegging.
Vra jy nog vir Jahwe om dit te seën, te reinig en te heilig in Yeshua se naam, voordat jy eet. Want as jy sê, Vader, dankie vir dit, en seën dit en reinig dit en heilig dit, in Yeshua se naam is daai ding rein, en 'n afgod kan hom nie onrein maak nie, punt. Maar moenie vir jou vark gaan bid en vra dat hy moet rein word, want Vader sê hy is onrein en hy bly onrein. Dis waar die mense hierdie stuk uit konteks uit lees. Want ons kan nou net slaghuis toe gaan en gaan eet en koop. Petrus se visie, Handelinge 10. Slag eet. Meantime is dit die belangrikste stuk. Ek sê baie keer in toere, Handelinge 10 is die mooiste stukkie, want Petrus so duidelik daai stukkie. Maar nou verstaan ek die visie. En dis die belangrikste stuk vir ons Christene vandag, is wat daar gebeur het in Kornelius se huis. Want van daar af het hulle uitgegaan en Vader Jahwe gee vir my visie, nie om vark te eet nie, maar gaan kry. Hier is die visie vir jou Petrus, sodat jy kan gaan na die huise toe van die heidene. En so het hulle die gospel verkondig tot vandag toe. Maar wat doen die vyand? Slag en eet, pim, stop dit net daar, ons stop net daar om Handelinge 10 te lees, want ons kan nou vark eet, maar hulle vergeet aan die belangrikste gedeelte wat volg daarna, oor die visie, wat Petrus verduidelik. En daai wit lap wat afval is sy regverdigheid oor al 4 hoeke van die wêreld. 4 hoeke toe het hulle gegaan na die tyd. Die koning het die kos aan die gode geoffer, en Daniël het geweier om aan daai tafel te sit, die tafel van duiwels. Nou Boeta en Sissa, offer jy kos aan 'n afgod? Dit is nou baie sensitiewe vraag. Ek het, my lewe het ek dit al gedoen, uit onwetend. Mense sal dadelik sê, nee, hoe kan ons kos aan iemand offer? Ja, maar vat my na 'n klein simpel voorbeeld toe. Stadium toe ek nog Kersfees gehou het ons koekies en melk op die tafeltjie gesit vir ou groot pen Santa om te kom eet in die aand as ons slaap. Ons het gedoen. Baie huise doen dit. Al koekies en melk het, dan eet die pa en ma die koekies en drink die melk. Maar die punt van die saak is dat, en mense doen dit baie vandag, is dit koekies en melk uit vir ou Santa. Wat doen jy? Jy sit kos uit. Jy offer kos vir ou grootpens Santa. Satan, as jy sy naam vat. Wat doen jy as jy op Kersdag by mekaar kom as 'n gesin en 'n familie by mekaar? Jy gaan en jy dek hierdie tafel met die meeste van die tyd die lekkerste afgods. Nie afgods nie, ek nou my woord reg het, onrein kos. Spierrips. Al hierdie lekker kossies wat ons vandag aan tafel daai tyd gesit het. Met jou kersboompie wat daar staan, met die persentjies wat jy so buig voor hom en jy sit dit neer voor hom. Jy buig voor daai boom wat jy in jou huis inbring. En jy eet lekker saam en gesellig om daai boom en daai persentjies. Is dit nie half soos 'n tafel van duiwels nie? Maar die wêreld maak dit oukei. Dis 'n afgodsons Goddag wat jy vier. En jy maak dit 'n groot Sabbat. Dis is nou soos Easter, Goeie Vrydag. Jy maak die Vrydag 'n goeie dag. En gaan lees gerus wat beteken Vrydag. Vrydag beteken hierdie the day of love and beauty. Dis die betekenis van Vrydag. En jy maak dit 'n Sabbat en jy maak dit 'n goeie dag. En jy gaan sit saam met jou gesinnetjie aan tafel en jy eer hierdie afgodsdag. En jy eet jou lekker bykentjie en jou pronsie en jou wat ek al goedjies. Ja. Ons moet baie versigtig wees en mag Abba ons vergewe vir die keer wat ons onkundig was. Maar is beter as jy nie geweet het nie. En Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 21 sê hy dat 2 Petrus, sorry. Sê hy, dis beter as jy nie geweet het nie. Maar nou dat jy weet, is soos 'n hond wat teruggaan na sy eie braaksel toe. Is jy soos 'n hond? En hond is 'n betekenis van iemand uit covenant uit. Dan is jy gesien gewees as 'n hond. Van vark wat in die modder rol. Ja. Ons versigtig wees, mag Abba ons wys.
Mag Abba ons leer. Maar die ding is dat ons moet ophou om te veel te worry oor hierdie dinge wat nie belangrik is nie. Want ons klomp mense wat hierdie geskille het oor afgodskos. Oor die, ek kan nie naam sê nie wat jy in jou huis inbring. En hulle gaan so te kere en hulle vergeet die belangrike goeders en dit is om disippels te maak. Daar's dinge wat belangrik is, vark is nie kos nie. Abba se Levitikus 11 wette is belangrik. Maar of jou kos van wie ook al afkom, jou vleis of jou Marmite botteltjie of jou melkie, van waar ook al afkom, as Vader gesê het, daai skaap is rein, dan is hy rein. Punt. As hy sê is onrein, is dit onrein. Punt. Dis belangrik. Bid daarvoor, want is Yeshua se bloed genoeg vir jou? Want as jy gaan bid en sê Yeshua in U naam reinig vir my hierdie kos wat ek nou gekoop het, in U naam deur U bloed, dan moet jy nog twyfel na die tyd van is dit rein of nie onrein nie. Want dan sê Paulus, is jou geloof swak. Dis baie belangrik. Is Yeshua se bloed genoeg vir jou? As jy bid in U naam, reinig hierdie kos. Kos, nie vark nie. Reinig hierdie kos. Dis belangrik om dit te verstaan. Anderste sê Paulus, jy het swak geloof. Right. Mag Abba ons leer oor die vas, mag Abba ons leer oor hoe Daniel gevas het, oor al hierdie mense gevas het, vir watse rede het hulle gevas en hoekom hulle gevas het. Vat oor Esther, hoe mooi was dit nie gewees nie. Die hele volk het gevas vir haar om by 'n koning in te gaan. Doen ons dit nog vandag? Nee, ons vas onsself, me and myself and I. En dis, gaan gerus wie het laasweek nie was nie, Jesaja 58. Gaan lees dit, verstaan ek mooi daai stukkie. As jy hom opsom, Jesaja sê, as jy vir die arme help, dan vas jy. En daar word my het gelei, as jy sê nee, Abba, ek sal nie daai vark eet aan daai tafel nie. Ek sal nie daai borsbrood eet nie, dan weerhou jy jou mond, dan is dit goed soos 'n vas. Dan vas jy vir Abba, en Abba sien dit raak. So as die vyand jy gooi weer met siekte, maagseer, verklaar dit in die geestelike riem. Abba, ek eet nie onrein kos nie. Vyand, jy het nie reg om my maag seer te maak nie. Hierdie is 'n tempel. Dit is belangrik. Dit is belangrik. Want ons is vandag die tempel. Hierdie is die tempel vandag. En dis 'n kos wat jy na hierdie tempel bring. Wat se kos bring jy na jou tempel? Amen. Kom sluit ons oor. Vader, dankie vir hierdie wonderlike dag, Abba. Dankie dat ons kom leer het, Abba. Vader, ek wil vanoggend vir almal kom bely, Abba, vir die kere wat ek afgodskos gegee het, Vader. Wat ek aan tafel gesit het, die tafel van duiwels gesit het, Vader, waar ons hierdie afgodskos geëet het, Vader, hierdie vark, hierdie kreef, hierdie prons. Want dis ook afgodskos. Wat ek gebid het daaroor en gevoel het in my hart, maar nou is dit rein, nou is die vark rein. Vergewe my vir daai kere, Abba. Vader, dit is daai sondes wat ons geweet het nie, wat ons bely voor U vandag. En dankie vir die genade, Abba, dat U ons kom leer het, dat hierdie oogklappe verwyder het. Abba, ek kom bid vandag vir familie, ek bid vir vriende, ek bid vir boetas en sissas, Vader, wat so mislei is, wat die woord nie gaan lees nie. Maar die woord uit konteks uit lees, en jy sê in Jesaja 4 vers 6, maar my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En hy sê, ek sal nie meer aan hulle gebede luister nie. Amos 5 vers 20 sê U, dat my kinders hierdie ekstra feeste doen, jou Kersfees en jou Easter, as jy dit doen, ek sê jaloers vir God en ek haat dit, en ek versmaad dit, en ek sal nie eens meer luister na jou gebede, of jou offers aanvaar nie. Ek sê jaloers vir God, ek sê gaan in die land en verwyder daai bome, kap daai bome af. Maar wat doen ons boetie is, ons bring dit terug in ons huise in en ons bid vir hom. Ons bid vir hom nie, ons buig vir hom as ons persente gee. Ons is suur, ons bring daai sterk God terug in ons huis in, waarvan die woord praat. Vergewe ons, Abba, vir daai kere wat ons gebrek aan kennis gehad het, Abba. Dankie Yeshua dat U gesterf het sodat ons kan vrygewas word. Nou ek bid vandag dat deur U Ruach vir ons sal wys, Abba. Maar dat U ons sal wys, Vader, as daar enigiets in ons lewe is wat dalk nog verkeerd is, dat ons in ons tempel inbring, dat U ons sal wys.
En Vader, dankie Abba dat ons hierdie voorreg mag hê om te kan wel vas, om U te nader. Abba, in hierdie persoonlike, hierdie spesiale plek hier by U te kom sit en ons howe te salf, hierdie gordel aan te trek, hierdie wapenrusting aan te trek, ons te salf Abba daarmee en te kan verklaar dat ons is koningskinders, konings en priesters volgens 1 Petrus 2 deur Yeshua wat vir ons gesterf het. Dankie daarvoor Abba Vader. Abba, dankie dat U ons kom leer, ons prys U naam. Dankie vir 'n persoon wat U op 'n stadium in ons lewe gestuur het, wat wel hierdie boldness gehad het. Hierdie Daniël wat opgestaan en sê, maar luister, hierdie is verkeerd. And we won't sit there. Ons sal nie aan daai tafel gaan sit nie. Abba, want U gee guns soos U vir Daniël gegee het U guns gegee het, hy nie hoef te gaan sit het aan daai tafel nie. Dankie daarvoor, Abba. Vader, ek bid vandag, Vader, dat U ons sal seën, Abba. Abba, mag ons hierdie ligtorings wees vir U, Abba, om die lig te gaan laat skyn, Abba. Dankie dat U sê, U sal vir ons die woorde in ons mond plaas, wanneer ons moet spreek. Maar mag ons stil wees vir U, Vader, en weet dat U is God. Dankie, Vader, vir U ruach in ons, wat U vir ons gegee het, om ons te maak, soos U sê in Esegiel 36, ons te maak, die wet, U insettinge en die verordeninge te doen. Dankie, ruach, dat U ons maak te doen, en mag ons gehoorsaam wees aan U stem. Dankie daarvoor, dat U in ons lewe nou, ons eer U daarvoor. Dankie dat hierdie tempel gevul kan word. Vader, ek bid vandag, Abba, dat as hierdie tempel nog so vol is van onsself, en ons eie ek, en ons, hoe ek dit wil hê, hoe ek dit wil sien, hoe ek wil vas, hoe ek wil genees word, Abba, bid ek vandag, Abba, dat ons hierdie eie ek so uit ons tempel sal uitvat, en plek maak weer vir U, om hom te vul. Dat sal vol word van U glorie, Vader, en U te soek, U te shema, elke dag van ons lewe. Dankie vir die voorreg dat ons U mag shema, en mag ons jada, mag ons omdraai, 180 grade, U te volg, as die kinders, en mag ons vasstaan op U woord en op U waarheid. Vader, dankie, Abba, dat ons U mag dien in waarheid en in gees. Ek bid nou, Vader, dat U ons sal, hierdie seën wat U vir ons het, Abba, kom sê ons vir U dankie, Abba, vir hierdie seën. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U ons nog steeds wil seën, maak nie saak wat ons gedoen het in ons lewe, of elke dag doen nie. En dankie deur U ruach, dat ons dit kan ontvang deur sy werking. En deur die seun Yeshua wat vir ons kom terugbring het, terug na die beloftes toe wat U gegee het aan Abraham, Isak en Jakob. Dankie daarvoor, Abba. Ons ontvang, moet ons sis ontvang nou hierdie seën wat Vader Jahweh vir jou net jou lief. Koningskind, bruid van Abba Jahweh, ontvang dit nou. Ja, Vrega Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha Viguneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasemlecha Shalom. Moet ons sis Abba Vader Jahweh sê, jou koning, jou skepper, jou Vader sê, hy sal jou seën. Hy sê, hy sal jou bewaar. Hy sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom en wees lief vir hom. Hy roep jou om heilig te wees, want hy is heilig. Hy roep jou om kadosh te wees. Hy roep jou om set apart, afgesonder te wees. Vir hom. Nie vir jou, ander mense om jou nie, vir hom. Want as sy Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal vir jou kyk soos hy gekyk het daai dag toe Yeshua gesterf het vir jou sonde. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn, covenant kind van Abba Vader Jahweh, soos Moses geskyn het toe hy die dag op Berg Sinai, die verbond, die huwelikskontrak, die ketubah ontvang het. En bo alles sê Abba Vader vir jou, Boeta en Sissa, hy sal vir jou seën met hierdie shalom vrede. Ontvang nou hierdie vrede, oralste waar jy gaan, jou in en jou uit, ontvang dit nou. Dat Vader Jahweh jou mee seën. Dankie Vader, ons ontvang dit alles nou deur die werking van die Ruach HaKodesh, deur die naam, ons, U seun, die seun van Jahweh, sy naam is Yeshua, ons koning en ons hoëpriester, die seun van Jahweh, ons vang dit nou in sy naam, wat vir ons gesterf het, sodat ons dit kan kry, en kan terugkom. Dankie Yeshua, ons vra dit in U naam, Yeshua Messiah sy naam. Amen, amen. Dankie julle. Like asseblief ons video's, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.